Goeiedag, liewe broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Dis weer ek, Adrian, hier met my tydgeleë wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek groet julle elke in die wonderlike en almagtige naam van ons Hemelse Vader, deur sy Seun Christus Jesus. Ek is dankbaar teenoor die Here dat ek nog 'n geleentheid ontvang het om die woord van die Here met u te deel. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop, glo en vertrou dat het goed gaan met die een en elk. Ek dank en loof die Here vir sy teenwoordigheid in ons midde. Hy is getrou en waaragtig, en waar twee of meer in sy naam vergader, daar sal hy ook wees in hulle midde. Amen, dankie Jesus. Liewe luisteraars, die tema vir vandagse boodskap is vergewe, want God vergeef. Ons skriflesing kom uit Matteus 18, verse 21 tot 35. Ja, Matteus 18, verse 21 tot 35. En ek gebruik die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel vir die voorlesing. Jy is ook welkom om die Bybels daar oop te maak by Matteus 18 en dan saam te lees wanneer ons daar kom. Geliefde kinders van die Here, vandag gaan ons 'n bietjie stilstaan by vergifnis, by vergewe. Dit wat het is om mekaar te kan vergewe. Net vergifnis is 'n term of woord wat sommer net 'n alledaagse ding geword het, sonder dat die regte of diepere betekenis daarvan besef word, deur die een wat het uitspreek. Die woord vergifnis is 'n selfstandige naamwoord, en dit beteken die handeling om te kan vergewe, of die handeling van vergewing. En synoniem daaraan is begenadiging, kwytskelding, vergewing, absolutie en verskoning. Nou, die grootste probleem waarmee die mens in hierdie wêreld sukkel en stoei, is onvergewingsgesindheid. Dit beteken om nie te kan vergewe nie. Nou, hoe dikwels het ons al die woorde by iemand gehoor wat sê, ek sal hom of haar nooit kan vergewe nie. Jy het nou met die verkeerde mens gelol, kom laat ek jou nou wys wat gebeur. En selfs in my lewe sal ek hom of haar nie kan vergewe nie. Kyk wat het hy of sy aan my gedoen. Ek hoop hy of sy brand in die hel. Nou, hierdie is woorde wat ons omtrent daagliks aanhoor, net om 'n paar te noem. Daar is nog so baie ander wat geuiter word. En sommige wil selfs so ver gaan om dit wat verkeerdelik aan hulle gedoen is, op 'n gewelddadige wyse te vergeld. Hulle wil wraak neem, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En ja, om te vergewe is nie altyd maklik nie. Dit is eintlik bitter moeilik by tye, afhangende van wat iemand aan jou gedoen het, maar as 'n gelowige van die Here, verwag hy van u en van my, om te vergewe en vry te spreek. En om te vergewe, is om weg te gee, om te los, of om jouself los te maak. Vergifnis is 'n opdrag van die Here. Dit is 'n keuse, 'n wilsbesluit wat ons moet maak, om iemand te vergewe, wat teen ons gesondig het. Daar is twee perspektiewe of hoeke van vergifnis in die Bybel. En dit is God se kwytskelding van ons sondes. En dan ten tweede, is dit ons verpligting om ander te kan vergewe. Vergifnis is so 'n belangrike onderwerp, dat ons ewige bestemming daarvan afhanklik is. As ons nie vergewe nie, waar gaan ons opeindig? Die poel van vuur en swal? Ja, dit kan ook nog gebeur. Dit is heel moontlik. Maar kom, laat ons nou oorgaan na ons skriflesing toe. Ek gaan dan nou lees vanuit Matteus 18, verse 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel
dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuld, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel, alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al hierdie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. Die laaste vers 35, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. Daar is hy tot so ver. Salig is die wat die woord van die Here dan ontvang en dit in hulle harte bewaar. Amen. Jy sien, in hierdie skrifgedeelte vertel Jesus die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. In die Nuwe Lewende Vertaling noem dit die gelykenis van die amptenaar met dubbele standaarde. En in vers 21 staan Petrus figuurlik in ons skoene, wanneer hy vir Jesus vra, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? En Jesus antwoord hom in vers 22 en 23, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele, en ook wat natuurlik die koninkryk van God is, vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wil afreken. Jy sien, Jesus sê hier dat ons enige een wat teen ons sondig, 70 maal 7 keer moet vergewe. Nou as ons die wiskunde doen, is 70 maal 7 490 keer. Nou sommige vertalings van die Bybel meld hier 77 maal. Die boodskap bly egter hier dieselfde, ongeag die getal. Jy moet vergewe 70 maal 7 keer. Ek moet bereid wees om oor en oor te vergewe, sonder om boek te hou van hoeveel keer ons die persoon nou al vergewe het. En kom ek illustreer dit so, kom ek gebruik hierdie voorbeeld. Dit is dan net 'n voorbeeld. Piet, wie my besigheidsvernoot was, het my in ons besigheid met duisende rande verkil deur bedrog en diefstal. En deur sy dade het ek groot verlies gelei, deurdat die besigheid ten gronde gegaan het. My inkomste en alles wat ek besit het as gevolg hiervan skibreek gelei, en nou moet ek sukkel om 'n bestaan te maak en vir my vrou en kinders te voorsien. Nou, alhoewel Piet krimineel vervolg is en tronk toe gestuur is weens sy bedrog en diefstal, het ek eventueel so ver gekom om hom te vergewe. Nou, die vergifnis het nie dadelik gekom nie. Eventueel het ek so ver gekom om hom te vergewe. Maar vandag is ek nou in my kar en ek ry weer op pad skool toe, en terwyl ek ry, word ek van vooraf weer kwaad oor dit wat Piet aan my gedoen het. Hy is nou die oorsaak dat ek sukkel en swaar kry. Ek moet nou vir Piet van vooraf weer vergewe, en so herhaal hierdie ding, homself tot ek na mate later vrede en berusting gekry het. En dan hoe meer jy vergeef, sal daar vrede in jou kom. Ja, hoe meer jy vergeef, sal daar later vrede in jou kom. Jy sien, dit beteken nie dus, dat jy 7 maal 70 keer verskillende sondes moet vergeef nie. Partymal moet ons net doelbewus besluit, om weer en weer, 70 maal 7 keer,
dieselfde seer kry, te vergewe. In hierdie gelykenis vertel Jesus sy disippels van die koning wat met sy diensknegte wou afreken. Daar word 'n een na hom gebring wat 10.000 talente geskuld het. Nou die Nuwe Lewende Vertaling praat van miljoene wat aan die koning verskuldig was. Die dienskneg kon nie betaal nie en die koning het beveel dat hy verkoop moes word, asook sy vrou en kinders tesame met dit alles wat hy besit het. En die dienskneg het voor hom neergeval en gesê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. Ja, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van hierdie dienskneg het hom innig jammer gekry, en hom sy skuld kwytgeskeld. Hy het dit afgeskrywe. Hy het daar uitgeloop sonder enige skuld. Liewe luisteraars, elkeen van ons het ook skuld by die Here. Ons is mense en het 'n sondige natuur, wat reeds afkomstig is vanaf Adam se sondeval. Ons word deur God vergewe, wanneer ons ook voor hom neerval en pleit, Here, wees my o sondaar genadig. God het ons deur sy geliefde seun Christus Jesus innig lief. Deur sy liefde gee hy aan ons die vergifnis, wat ons vra wanneer ons voor hom op ons knieë gaan en ons sondes bely. Aan die kruis het Jesus ons sondelas gedra. Daar was vergifnis deur die bloed van die lam. Nou 1 Johannes 1 vers 9 sê, en ek haal aan, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Amen, dankie Here, dankie. Ja, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En in Psalm 103 vers 12 lees ons hoe Jesus ons sondes vergewe. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Ja, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. In Hebreërs 10 vers 7 lees ons meer oor Jesus se vergewingsgesindheid. En ek haal aan, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Amen. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Maar kom ons keer terug na ons skrifgedeelte toe. Ons lees verder in Matteus 18, dat hier die dienskneg wie kwytskelding van sy heer ontvang, sy mededienskneg raakloop en aan hom by die keel gryp oor die 100 pennings wat hy hom skuld. Ja, hy gryp hom aan die keel, en dit oor die 100 pennings wat hy hom skuld. Ook sy mededienskneg het voor sy voete geval en hom gevra om lankmoedig met hom te wees. Hy sal wel die skuld betaal. Maar hy wou nie aan hom genade betoon het en hom uitstel of kwytskelding gee, soos hy self ontvang het nie. Inteendeel, hy het hom in die tronk laat gooi, totdat hy die skuld ten volle sou betaal het. Hierdie man kon dit nie in sy hart vind, om sy broer genade en vergifnis te bewys nie. Dit bring my terug, liewe luisteraars, waar ek vroeër sekere stellings en aanhalings gemaak het, soos ons al van tevore gehoor het, naamlik, ek sal hom of haar nooit kan vergewe nie. Dit is nie wat Jesus ons geleer het nie, toe hy die koninkryk van die hemele hier op die aarde kom begin het nie. Ons tree nie op in God se wil, wanneer ons dieselfde doen, as hierdie dienskneg nie. Maar hierdie knegt se medediensknegte het gesien wat hy gedoen het, en alles aan hulle heer gaan vertel. Die Here sien alles wat ons doen. Hy het nie eens 'n beriggewer nodig nie. Hy sien alles dadelik raak. Hy weet alles van ons af. Hy sluimer of slaap nooit nie. En in vers 32 roep die knegt se heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? Jy sien, liewe broeder en suster, as die Here ons hierdie vraag moet vra, wat sal dit wees wat u en ek hom sal antwoord? Ons ontvang vergifnis vir ons sondige dade en ons ongeregtighede.
maar is nie bereid om dit terug te gee, deur dieselfde te doen aan ons medemens nie. Ons lees dat die uiteinde van hierdie diensknegt is, dat sy Heer hom in toorn oorgegee het aan die pynigers, totdat hy ten volle sou betaal, alles dit wat hy hom verskuldig was. En dan kom die vermaning en die waarskuwing tot elkeen van ons in vers 35, waar Jesus vir ons sê, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. Ek lees dit weer. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. Jy sien hierdie laaste vers 35, hou vir ons elkeen 'n ernstige waarskuwing in. Dit neem my na 1 Johannes 4 vers 20, wat lui as volg. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ja, as iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder, wat hy nie gesien het nie, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Liewe luisteraar, die kort en lang van hierdie gelykenis, is dat u en ek moet kan vergewe. Ons moet kan vergewe. Jesus het ons geleer, tydens sy bergpredikasie onder andere, hoe ons moet bid in Matteus 6, verse 9 tot 13, dis die Onse Vader gebed. In vers 12 bid ons hierdie woorde, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hy het verder gegaan in sy bergpredikasie of bergrede, soos dit ook genoem word, en in Matteus 6, verse 14 en 15, het hy ons as volg geleer oor vergifnis. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En, volgende vers, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Belangrike woorde hierdie. Meer duidelike woorde as hierdie sal ons ook nie vind nie. Jesus stel dit duidelik hier, vergewe ander soos jy vergewe word, al is dit soms hoe moeilik. Laat ons nie deur onvergewingsgesindheid oorgegee word aan die pynigers, soos hierdie diensknegt nie. Hierdie beeld van die pynigers verteenwoordig die geestelike en emosionele lyding wat ons ervaar wanneer ons in bitterheid vasgevang word. Ja, onvergewingsgesindheid bring bitterheid. Vergifnis bring vrede, maar onvergewingsgesindheid lei dikwels tot pyn. Nie noodwendig as 'n straf van God nie, maar as gevolg van ons eie keuses. Jy sien, deur die lering van die pynigers in Matteus 18, wys Jesus ons dat ons onvergifnis ons selfskade kan berokken. Wanneer ons iemand nie vergewe nie, hou ons vas aan 'n sware las wat ons siel versmoor en ons vrede steel. Om te vergewe is 'n daad wat ons bevry van die seer en bitterheid wat andersins sou bly vashou aan ons, om dit so te stel. Vergifnis beteken nie dat ons goedkeuring gee aan dit wat verkeerdelik aan ons gedoen was nie. Nee, dit beteken dat ons eerder verkies om die las van haat en wrok neer te lê. Deur te vergewe kan ons werklik ervaar hoe dit voel om vry te wees van die pyn en lyding wat ons andersins sou dra as ons nie vergewe nie. Ons almal ken die gebeure wat afgespeel het by die kruis op Golgotha waar Jesus gekruisig was. Al was hy so gemartel en gegeesel, gepynig en bespot, het hy steeds deur sy eerste kruiswoorde uitgeroep tot sy Vader in Lukas 23 vers 34 en ek haal dit aan, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, by die kruisiging was 2 misdadigers. Daar was 2 rowers wat saam met Jesus gekruisig was. Die een rower wat saam met hom gekruisig was, het vir Jesus gesê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Ja, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En hierdie misdadiger was berouvol, en Jesus het daaraan hom vergifnis gegee, en gesê in Lukas 23, vers 43, vers 43,
Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sien, hierdie was Jesus se tweede kruiswoord, onder andere. Jesus is vir ons die volkomme voorbeeld wat vergifnis aanbetref. Laat ons dit nastreef te alle tye as gelowiges. Deur Christus het God dan ook elke sonde vergewe en hou hy nie ons oortredinge teen ons nie. Die skuld wat ons teenoor God gehad het, is volkome betaal deur Jesus se offer aan die kruis. Daarom, liewe luisteraars, spreek diegene wat teen jou gesondig het vry en vergeef hulle oortredinge, soos God vir jou en vir my ook vergewe het en steeds doen. En ek sluit af met hierdie Bybelvers vanuit Efesiërs 4, vers 32, het kom uit die Nuwe Lewende Vertaling, wat sê, raak saam met alle ander slegte dinge, ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar, geef vir mekaar om, vergewe mekaar, soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. En ek sluit af met die woorde, vergewe tot 70x7 toe. Amen. Liewe luisteraar, kom laat ons dan ook nou oorgaan tot gebed. Nou kom laat ons die Onse Vader gebed bid, en jy kan saam ook bid as jy graag wil, net daar waar jy verkeer, kan jy saam met ons bid. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Amen. Liewe luisteraar, maak het hierdie week en ook te alle tye 'n missie om elkeen wat in die gesondig het te vergewe en hulle vry te spreek. Jy sal sommer beter voel, dit is 'n las van kwaad woede, bitterheid en 'n geskel en 'n gevloek, wat dadelik van die skouers afval en jy weer herstel. Ja, na die rustige en vreedsame mens wat jy eens was. Mag jy elkeen 'n geseënde week hê. Ek groet jy tot volgende keer. Gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met die elkeen. Amen.